Hallo vriende en welkom by vandag se oordeenking. Ons leef dikwels met die subtiele, doch gevaarlike oortuiging dat ons die regisseurs van ons eie lewensverhale moet wees. Ons beplan, ons bekommer ons, en wanneer dinge nie volgens ons draaiboek verloop nie, raak ons angstig of teleurgesteld. Vandag wil ek jou nooi om iets radikaals te doen. Haal jou hande van die stuurwiel af en laat God toe om God te wees. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Jesaja 45 vers 5 wat soos volg lees. Ek is die Here en daar is geen ander nie, buiten my is daar geen God nie. Ek het jou omgord alhoewel jy my nie geken het nie. Wanneer ons hierdie verse vanuit 'n grammatikaal-historiese perspektief bekyk, is die konteks verstommend. Jesaja rig hierdie woorde aan Kores, die Persiese koning. Kores was nie 'n volgeling van die God van Israel nie. In menslike terme was hy 'n heidense heerser. Tog verklaar God dat hy Kores omgord het, 'n term wat gebruik is vir 'n soldaat wat gereed maak vir stryd of 'n dienskneg wat reg staan vir sy meester. Histories beteken dit dat God die lewens van selfs die mees invloedrykste wêreldleiers beheer om sy goddelike doelwitte te bereik, dikwels sonder dat hulle dit eers besef. In die oorspronklike Hebreëus beklemtoon die frase ek is die Here, sy verbondsnaam, Yahweh, die ek is. Wanneer God sê hy is die enigste God, herinner hy ons dat daar geen ander bron van autoriteit of redding bestaan nie. Ons maak dikwels die fout om God in 'n boksie te probeer plaas. Ons verwag dat hy binne ons beperkte menslike logika moet optree. Om God toe te laat om God te wees, beteken om te erken dat sy weë en sy wysheid ver bo ons in uitstyg. Dit is die einde van ons angstige beheer. As die Almagtige die geskiedenis van nasies stuur en konings in beweging bring, hoeveel te meer sal hy nie omgee vir die besonderhede van jou lewe nie. Om God te laat wees, is die bevrydendste besluit wat jy kan neem. Dit skuif die gewig van die wêreld van jou skouers af na syne toe. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. Dit is maklik om te dink dat ons eie krag ons deur die dag bring, maar die Bybel herinner ons aan die teenoorgestelde. In Psalm 46 vers 11 kry ons hierdie vaste waarheid. Wees stil en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Hierdie stil wees is nie net afwesigheid van geraas nie, dit is 'n kragtige staking van eie pogings om alles te beheer. Dit is 'n daad van oorgawe waarin jy jouself herinner dat God op sy troon sit en nie jou hulp nodig het om God te wees nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U die God is wat nie deur ons beperkte insig of onsekerheid beïnvloed word nie. Vergewe ons wanneer ons probeer om U werk te doen of wanneer ons bekommerd is asof alles van onsself afhang. Ons erken vandag U soewereine gesag oor elke aspek van ons lewens, oor ons werk, ons gesinne en ons toekoms. Help ons om ons hande van die stuurwiel af te haal en U toe te laat om die regisseur van ons lewens te wees. Ons rus in U almag en vertrou dat U alles ten goeie laat meewerk. In die naam van die Here Jesus Christus. Amen.